julle, ons is so dankbaar dat julle weer teruggekom het en is lekker om saam met julle verder te kuier. En net soos die tyd wat ons saam met julle spandeer, dat julle net 'n bietjie meer van 'n gevoel kry van wie ons is, wie ons gemeente is in ons hart. En ja, hopelik het julle 'n paar vrae al beantwoord gekry in die vorige sessie en dat julle meer van julle vrae kan antwoord in hierdie sessie wat nou voorlê. So, ons wil net so vir julle 'n paar maniere noem en gee, hoe jy kan deel raak van die gemeente. En daar's 'n klomp maniere hoe dit kan gebeur en hoe jy dit kan doen. Maar hierdie is belangrik sodat jy kan voel dat jy deel raak van die gemeente. Want dit is iets wat daar is om te kan hê, maar dit is ook 'n aktiewe stap wat ek en jy moet neem. Jy weet net eintlik in enige deel van die lewe, maar om deel te kan raak van sekere mensgroeperings. En in hierdie geval nou net soos by ons by die gemeente wil ons bietjie meer daaroor gesels. So in Handelinge 2 in vers 46 lees ons: En dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel en van huis tot huis brood gebreek en hulle voedsel met blydskap en eenvoud van hart geniet. En dit verwys na die eerste, na die Handelinge kerk. En ons gaan bietjie gesels oor daai byeenkoms in die tempel, wat ons sondagdienste is, daai van huis tot huis bymekaar kom wat ons selgemeentes is. En dan gaan ons, ek wil net vinnig iets sê oor, hulle het saam voedsel met blydskap en eenvoud van hart geniet. So in hierdie gemeente hou ons daarvan om saam te eet. En dit is So met 'n julle doel. gesien het al daar waar julle is. Ja, van julle het dit al beleef. Ag, en ek wil ook sommer vir julle uitnooi om julle harte en julle huise oop te maak vir ander mense. En wanneer ons saam eet, het ons sommer net so 'n interne reël. Ons sit nie skaapbout en bak aardappels voor nie. Jy mag, maar ons geniet ook 'n toebroodjie saam of 'n hotdog saam, want dit gaan nie oor wat ons eet nie, dit gaan oor dat ons lewe met mekaar deel en saam eet. So kom ons gesels oor die tempel en die huis tot huis. Ja, so wanneer ons kyk dan sien ons ook soos deel van wat Jesus gedoen het. Want baie keer dan dink mense soos, maar hoekom moet ek na die tempel toe, na die kerk toe kan, die groot samekoms van gelowiges? En vind ons hierso in Lukas 4 vers 16 waar dit sê, toe kom hy in Nasaret waar hy opgevoed was. En soos hy gewoond was, gaan hy op na die Sabbatdag in die sinagoge om op te staan en te kom en te lees. En daai was net vir ons ook so 'n bevrydende ding, jy weet, want baie keer dan dink mense maar, jy weet, ek gaan na my kerk toe, want dit is my gewoonte. Wel, dan is jy eintlik in goeie company. Want soos wat Jesus se gewoonte was, het hy soos na die sinagoge toe gegaan. Dis 'n ding wat jy aankweek, dis 'n ding wat jy aankweek vir jou en vir jou gesin en in ons gemaksigtige samelewing wat so besig is en allerlei goed is mense baie geneig om die samekoms van gelowiges af te skeep en nie 'n gewoonte daarvan te maak om te gaan nie. Want dit is goed vir jou, dit is goed vir my om deel te wees van die samekoms van gelowiges. So, hoekom ek hou van om kerk toe te gaan? Ek hou van die huis van die Here, obviously, want ek hou van mense, en ek hou van soos net by mekaar wees, want daar's goed wat die Here soos vir jou laat gewaar word, of wat jy sien in die woord uit, of wat jy net soos kom en iemand vertel vir jou hulle storie van die week, of iemand bemoedig jou. So, om saam te kom in daai plek is altyd vir my so 'n voorreg, want dis 'n plek waar jy soos deel raak van die familie, ja, God se familie, maar dis nie net die preek wat vir jou iets gee nie, dit is die hele samekoms van gelowiges wat vir my en vir jou bemoedig. Dis wat die skrif sê. Die skrif sê vir ons soos bemoedig mekaar. Jy kan as jy wil aangaan en jy sê en sing vir mekaar in geestelike liedere. So van ons kan dit doen, ander van ons doen nie daai so goed nie. Maar probeer anyway. Dit ten minste sal iemand lag saam met jou. Die volgende stap wat net so belangrik is om deel te raak van 'n klein groep. Want jy kan nie net na die groot dienste toe kom en dink dit wat jou hartsbehoefte is en wat jy nodig het om te gesels en jou vrae te vra en te doen, gaan gebeur en geskied nie. Want daarso is dit baie meer mense, nommer 1. So dis hoekom ons 'n klein groep kerk is, want ons het die klein groepe sodat ek en jy kan groei saam met mense, maar dat daar genoeg spasie is vir my om ook my storie en wat ek ervaar en saam met die Here en saam met julle beleef te kan deel. En dit is net so belangrik om daai te hê. So in jou klein groep gaan jy genesing, groei en net soos opbou ervaar. Soos wat jy saam met daai mense in jou groep net oor tyd heen 'n pad stap. En
hoekom doen ons dit? Want ons wil graag soos Christus raak. En dis wat ek altyd vir mense sê, dis wat kerk is. Kerk is om soos Christus te kan raak. En jy doen dit op die volgende manier, 2 Korintiërs 3 vers 18 sê, en ons almal met onbedekte gesig, soos in 'n spieël, het die heerlikheid van die Here aanskou. En ons word dan van gedaante verander na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid, soos dit wat deur die Gees in ons gedoen word. Ek en jy, kan nie op ons eie soos Christus raak nie. Daar is seker 'n deel daarvan wat jy kan kry uit die skrif uit en so, maar jy het ander mense nodig om soos Christus te kan raak. Dis 'n ons almal. Ons in 'n groot groep en ons in 'n kleiner groep. Dis wat kerk eintlik veronderstel is om te wees. En die mense wat vir my en vir jou baie keer verkeerd opvryf, is daai mense wat ons die meeste help om soos Christus te kan raak. En ons het hulle nodig. Hulle is 'n gawe vir my en vir jou, sodat ons kan volwasse raak, emosioneel, geestelik en dan in die fisiese somme ook. En wanneer ons soos in daai groepe is, dan is die belangrikste ding wat ons moet doen is ons moet leer om ons mombakkies te laat val. Sê daar sodat jy soos met onbedekte gesig kom. En almal van ons gee voor, man, ons is die Facebook generasie. Jy sê vir almal dis hoe jy lyk, jy weet, maar eintlik hier binnekant is dit nie so nie. En wanneer daai gebeur, en ek wil julle soos weet met pastorale vermaaning bemoedig. Dit gaan gebeur dat mense begin om deur jou voorgee baie keer te sien. Dis oukei. Moenie dan weghardloop nie. Moenie weghardloop wanneer daai begin gebeur nie, want dan is wanneer jy soos Christus gaan begin raak as jy bly. Ek het al te veel mense teëgekom wat soos dan, jy weet, aanstoot neem of wat ook al en dan kom hulle met allerlei geestelike redes oor hoekom hulle weer aan moet beweeg. Moenie raak soos Christus. En die Heilige Gees doen dit. Die Here is die een na wie toe ons oplief. Jy hoef nie net te vergelyk met iemand langs jou nie. Hoef nie so geestelik te wees soos Daniel en sy soos my nie. Ons vergelyking, as jy een wil hê, of ons ding waarna toe ons aspire om te wees, soos die Engels sê, is Jesus Christus en in sy woord. So, doen daai. En die laaste stap is om te dien. Jy kan nie 'n Christen wees en nie dien nie. Dan gaan jy net vet raak en ek weet nie, in 'n geestelike sin, okay? Gaan jy vet raak en soos, dit's ongesond. Jy kan nie net die hele tyd ontvang en nie gee nie. So, Jesus is die perfekte voorbeeld. Hy was soos die dienaar leier. Hy het gedien. Dis wat hy gedoen. En jy dien vanuit 'n plek van jou identiteit wat in God is. So, dien in daai plek, dit gaan vir jou help om te groei. Want die tye wat ek gedien het, was die tye wat ek die meeste gegroei het. En dis die tye wat jy voel, jy het niks om te gee nie, wanneer jy gaan gee, dan ontvang jy in daai plek. So, ons maak by die gemeente maak ons 'n plek oop vir mense om te kan dien. Ons kan maklik dat ons kantoorpersoneel en ons office staff alle werk doen, maar dis nie die punt nie. Ons maak plekke gereed waar jy en ek betrokke kan raak en dien Sondag by die gemeente. En van daai goed is die verwelkomingsspan. Jy kan kom en sê ek wil deel raak van die verwelkomingsspan en al wat jy basies doen is om mense te groet. Deesdae ook 'n bietjie sanitizer te spuit en koors te meet, maar dit gaan hopelik in die toekoms verander. Maar jy kan mense innooi. Jy kan kom en sê ek wil betrokke raak om koffie te maak vir van die mense en ons kan jou leer. Daar's ander goed as jy 'n passie het vir klank en media, is daar weer 'n plek wat jy kan kom betrokke raak by die uitsaai van die dienste op sosiale media of om die klank en weer eens ons kan vir jou leer as dit jou passie is om daarbey betrokke te raak. Daar's kinderkerk. En ons glo dat kinderkerk nie net 'n plek is waar kinders besig gehou moet word nie, maar dit is 'n plek waar daar ewigheidswaardes en waarheid in hulle harte en in hulle gees ingebou moet word. Jy kan deel raak van daai span op verskillende maniere. Dit kan wees om van die klasse aan te bied of dit kan selfs wees om net van die werk voor die tyd in die week uit te knip en sekere prentjies voor te berei vir die kinders. Die aanbiddingsspan is nog 'n plek waar jy betrokke kan raak as jy 'n gawe het vir musiek en dis nie sommer net van jy kom op 'n Sondag en jy's nou in die aanbiddingsspan nie, dis ook 'n community wat saamkom. Daai aanbiddingsspanne oefen saam, hulle spandeer tyd saam, hulle groei in God saam sodat hulle die gemeente kan lei om in aanbidding in gees en in waarheid. Dan Shofar is gebore uit gebed. So dit is ons hartklop. Dit is deel van wie ons is. En ons neem intersessie baie ernstig op ook in die plaaslike gemeente. So intersessie voor die diens, vir die diens, intersessie in die week, intersessie tydens die diens, om selfs net om vir mense te bid na die diens, is 'n geleentheid waar jy betrokke kan raak en regtig deel kan word
op so 'n manier. En as jy kreatief is, kan jy help met goed by die dekor, of dit nou blomme is of tafeldoeke is wat jy stik. Daar's verskillende plekke waar ek en jy 'n bydrae kan maak en dit hoef nie massief te wees nie. Dit gaan net daaroor dat ons raak deel van hierdie huis, ons vat eienaarskap, dit raak ons sin. So, terwyl sy nou gepraat het, onthou ek net, jy weet, shofar beteken ramshoring. Jy weet, dis wat shofar beteken, en dis wat ons is, ons basyn uit wat Jesus is, deur net wie ons is. En dis hoekom ons deel raak, dis hoekom ons dien. Jy weet, want waar ook al ons gaan, doen ons daai. Jy weet, ons dien as 'n ramshoring, jy weet, vir die wêreld daar buite om te kan luister. Hierdie is die God wat ons dien. En dan wil ek julle laastens net soos uitnooi en sê dat hierdie geleenthede is daar, maar die onus bly by jou. So, daar gaan altyd 'n uitnodiging wees en mense gaan vir jou vra en so aan, moenie bang wees nie. Soos, jy moet kom en jy moet sê, maar, jy weet, hier is ek, help my, hoe kan ek groei, help my in hierdie area, en ons doen dit met liefde. Ja, ons is nie perfek nie, partykeer gaan ons dit mis, maar hou net daai ding voor jou oor dat jy groei in hierdie huis saam met ons, en dat die verantwoordelikheid van jou groei lê primêr by jou, ook by ons, maar dit is waarvanaf ons almal beweeg, en jy bring jou gawe, jy bring wie jy is, sodat die Here vir jou kan deel laat voel en deel maak, maar dat jy ook 'n seëning kan wees vir mense rondom jou.